Ons lees in Markus 2 'n baie interessante verwikkeling in Jesus se bediening. Ons het baie vrede daarmee dat hy op die platteland begin werk het in die kleiner dorpies. En dit pla ons glad nie dat sy eerste 4 disippels vissermanne was nie. Dalk het ons oë so bietjie gerek toe ons sien Jesus se 5de disipel was 'n tollenaar. Ons verstaan dit nie heeltemal vandag nie, maar onthou tollenaars was vir die Jode destyds regtig die skuim van die aarde. Hulle was verraaiers en om alles te kroon, was die meeste van hulle skatryk as gevolg van die oneerlike belastings wat hulle ekstra vir hulle self ingesamel het. Maar as Levi, oftewel Matteus, goed genoeg was vir Jesus, dan is hy goed genoeg vir my. Het jy dit mooi raak gelees daar in Markus 2 vers 15? Die direkte gevolg van sy roeping was goed vir Jesus se bediening. Ons het daar gelees, terwyl Jesus in Levi se huis aangeleen het vir ete, het baie tollenaars en sondaars saam met hom en sy disippels aangeleen, want daar was baie mense wat hom gevolg het. Maar natuurlik het ons in vers 16 gelees van die geleerde fariseërs se onmiddellike beswaar, en daarom vra hulle vir die disippels, waarom eet hy saam met die tollenaars en die sondaars? Maar Jesus antwoord hulle sommer self, ek het nie gekom, sê hy, om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Jesus se groot stryd was met die godsdienstleiers van die dag. Hulle het 'n ondraaglike las op elke mens probeer laai, en volgens hulle skeefgetrekte interpretasie van God en die Ou Testament, was dit onmoontlik om God te herken as 'n liefdevolle, genadige Vader. Geen wonder nie dat hulle glad nie die Messias herken het, toe hy vir hulle kom wys het wie en hoe die Vader regtig is nie. In Matteus 21 spreek Jesus die Fariseërs skerp aan, daar in vers 31 sê hy vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in, want Johannes het gekom om vir julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Nou behalwe dat dit logies baie sin maak dat Jesus hom wenk tot sondaars, omdat hulle redding so nodig het, hy sê mos, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes, moet ons daardie vergelyking reg verstaan. Anders as vandag met ons moderne mediese sisteem en spreekkamers en hospitale, waar siek mense na die dokter toe gaan, doen Jesus dit andersom. Hy wat die groot geneeser is, die redder, gaan na die siekes toe. By die tollenaar Levi en spesifiek ook in Lukas 19 by die hooftollenaar Saggeus het ons gelees dat Jesus na hierdie verstote sondaars se huise toe gegaan het en by hulle gaan eet het. En dan daar by Saggeus lees ons in Lukas 19 vers 10 dat Jesus sê, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Prys die Here dat Jesus nie net gekom het om iets te kom aankondig of te kom verklaar nie, maar dat hy kom soek het na elkeen wat verlore is. En hy het ons ook gekry, elkeen van ons gevind en ons na hom toe getrek. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here Jesus, baie dankie dat U na ons toe gekom het, na hierdie wêreld toe gekom het, om te kom soek en te red wie verlore is. En dankie dat U ons gekry het, dat U ons in ons toestand van verlorenheid aangetref het en U hand na ons toe uitgestrek het. Dankie dat U die prys volledig en klaar betaal en afgehandel het en dat ons nou net aan U kan vashou, in U voetspore kan volg en kan weet dat U Gees in ons woon en werk. Help vir ons om ook met U oë na die mense rondom ons te kyk en te weet dat U nog steeds 'n passie het vir elke sondaar, vir elkeen wat nog steeds verlore is, en dat U by hulle nie sal verbygaan nie. Gebruik elkeen van ons om ons lig te laat skyn daar waar dit so donker is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.